Voorzitter, dit is so belangrik dat ons onsself kan vertel wat dit beteken om Christen te wees. Dis belangrik vir 'n klomp aspekte van ons lewens, baie direk baie keer, maar ook dinge wat indirek in ons lewens aan die gang is. So is ons Christendom dit wat vir ons sekuriteit in die lewe bied. Dis wat vir ons laat bid soos ons bid en moet bid. Ons Christen wees is die basis van alles waarop ons lewens bou eintlik. En vanoggend gaan ons dan nadink oor een aspek van ons Christen wees, Christendom, en dit is oor die redding wat mense benodig. Redding. En die woord redding is vir baie Christene 'n vreemde woord. Vreemd omdat 'n mens instinktief dan wonder, nou maar waarvan moet Christene gered word? Waarvan moet ons gered word? 'n Mens het tog net redding nodig wanneer jy in die moeilikheid is of in gevaar is of teëspoed ervaar. Ons soek tog net redding wanneer ons slegte omstandighede verkeer. Ons lewe is dan so gekenmerk deur seëninge. Ons het soveel voorspoed. Hoekom het ons redding nodig as ons so geseën word, as alles so goed gaan? Ons is gesond, ons kan werk, ons het 'n werk, die Here beskerm ons oral waar ons gaan. Hoe kan ons nou praat van redding of verlossing terwyl ons soveel voorspoed ervaar? Voorzitter, die voorspoed en seëninge van ons lewens wat van die Here afkom, kan baie maklik 'n groter realiteit van ons almal wegsteek. Ons menslike aard, wie ons eintlik is as mense. Mense sug deur die bank byna om groter aardse geluk. Mense is baie vinnig, kan jy 'n lysie maak van veranderings wat jou meer gelukkig sal maak. Dink net aan die moontlikhede, maarder, korter, langer, slimmer, ryker. En so kan ek aangaan. Dinge waarvoor mense dinge opoffer, dinge waaroor mense droom. Ons wil graag anders wees. Ons wil graag meer geluk ervaar. Om mens wees, ons mensweesproses is bitter selde ideaal. Ons sondige natuur beroof ons van soveel vrede en geluk. Ons tekortkominge veroorsaak probleme. Ons is net eenvoudig te onperfekte wesens. En dis hoekom mense droom oor beter omstandighede. Dis hoekom ons redding nodig het. Hierdie redding, verlossing wat een van die hoekstene, die pilare is van ons Christelike geloof, het eintlik al lankal begin, baie duisende jare gelede, om die waarheid te sê, net na die 3de hoofstuk van die eerste Bybelboek. Adam en Eva is ongehoorsaam aan die Here, en daar word die hele ontwerp van die mens wat die Here gemaak het, korrup. Van sondeloos, hulle het nie sonde geken in die tuin van Eden nie geweet wat dit is nie. Van sondeloos na sondig, van 100% gelukkig na ongelukkig, van die ewige lewe na 70 jaar plus minus. Toe die Here begin met plan A om die mens te red, hy het vir hom 'n volk begin opbou deur Abraham, en jare later trek die Israeliete uit Egipte in die woestyn in. En daar het die Here vir 40 jaar onderhou, daar het hulle 'n klomp wette gegee. En die basiese boodskap was dit: hierdie wette is jou redding. As jy dit doen en jy's gehoorsaam, dan red ek jou van teëspoed, van slegte oeste, van droogtes, van soveel dinge wat kan skeefloop in jou lewens. Dan red ek jou daarvan, dan is jy gelukkig, en op die ouend as jy doodgaan, dan red ek jou van die ewige verdoemenis, dan gaan jy hemel toe. Plan A, wette. En dit is een van die groot boodskappe, belangrike boodskappe van die Ou Testament. Mense het reëls en regulasies nodig, wette, om sondes en jou sondige natuur te beheer, om die skade wat sonde aanrig te probeer beperk of te verminder. Wette wys juis vir mense hoe sondig hulle is. Mense se verbreeking van wette laat hulle besef, ek het 'n sondige natuur wat spook by my, wat ek moet spook om in bedwang en beheer te bring. En vir elke wet wat 'n mens oortree, is daar baie meer sondeoortredings
in mense se sondige gedagtes. Ons gaan stil staan by twee gedeeltes uit die Nuwe Testament, eerstens Romeine 7 vers 18 tot 20. Paulus skryf: Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, dit wil sê nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Die punt hier, broer en suster, wat Paulus wil maak is, hy is ingestel daarop om nie sonde te pleeg nie. Hy vertel vir ons die verhaal van sy lewe, en een interessante aspek daarvan is, hy was perfek in die wet. Hy het al die oor die 500 wette wat die Here vir Israel in die Ou Testament gegee het hy stiptelik nagekom. Hy was regtig iemand wat erns gemaak het daarmee om vir die Here tevrede te stel. En toe wys die Here vir hom, maar wat van dit wat hier binnekant aangaan? Wat van jou gedagtegang? Wat van jou gevoelens? En toe ontdek Paulus, hy's 'n sondaar en hy kan niks daaraan doen nie. Hy's nie opgewasse teen sy sondige natuur nie. Hy wil doen wat reg is, maar hy kry dit nie reg nie. Al wat hy op die ou end doen is sonde. En Paulus het besef hy het redding nodig. Hy het redding nodig van dit wat hy nie wil doen nie, wat hy doen, en die Here is nie gelukkig daarmee nie. Hy wil nie so lewe nie. Hy wil doen wat reg is. En het hy redding gevind. Net die volgende hoofstuk, vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Baie belangrike vers, broer en suster, en 'n ongelooflike belangrike boodskap van die Bybel vir ons lewe. Ek is nie magteloos teen die sonde wat my lewe wil verwoes, stadig verwoes, vinnig verwoes. Daar's soveel mense wat se lewens vandag in hierdie land, in hierdie wêreld verwoes word. Ek is nie opgewasse daardeur nie. Maar hy het 'n nuwe reddingsplan ontdek. En dis die plan B wat die Vader deur Jesus vir alle Christene gee op 'n skinkbord. Totale al gratis. Jesus het kom betaal daarvoor. Hy het eers betaal vir al ons sondes. Hy betaal daarvoor dat dit nie tussen ons en die Here staan nie. Dat ek met vrymoedigheid na die Here toe kan gaan, dat my sonde is vergewe. Hy hou dit nie teen my nie. Ek hoef nie eers soos die mense in die Ou Testament elke Sondag by die kerk op te daag met 'n dier om geslag te word om te betaal vir my sonde nie. Nou kry ek redding deur die krag nie van myself nie, maar die Heilige Gees. Die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus. Die wet van die Heilige Gees wat vir my lewe gee deur Jesus en in Jesus. Daardie wet is die krag van die Heilige Gees in ons lewens om vir my vry te maak. Regtig vry te maak. 'n Heilige Gees gevulde lewe, my broer en suster, het deur Jesus se kruisdood vir ons 'n werklikheid geword. Die Heilige Gees neem nou oor om ons te help om juis te doen wat reg is. Maar nou oor dit Paulus nie kan doen nie, dit wat ek nie kan regkry nie, kom die Heilige Gees en hy gee vir my die krag om te doen wat ek moet doen, wat die Here van my verwag. Ons is nie meer onder die mag, met ander woorde, van ons sondige natuur nie. Deur Jesus se kruisdood het die Heilige Gees vir ons kom red van die verwoesting van sonde, ware redding. Redding van wat mense hulle self nie kan red nie. Maar nou is daar so iets wat van 'n probleempie. En daai probleempie is dat daar groot verskil is tussen Paulus en die meeste mense. Paulus het beklei teen die sonde in sy lewe. Dit het sy lewe versuur. Hy was nie gelukkig met dit. Die meeste mense is gelukkig daarmee, want ongelukkig is baie sonde, indien die meeste sonde nie, is lekker. Daarom beklei mense nie teen sonde of hulle sondige natuur nie. Hulle gaan eenvoudig volgens die sonde wat in hulle lewe hoogtyd vier. Hulle gee hulle oor aan hulle sondige natuur. Ek steel net soveel as ek kan. Ek lieg net soveel as wat ek mee kan wegkom. Ek hou maar net dit wat ek aanhou doen ek, want almal doen dit maar. So omdat ek nou almal sondig, gaan ek ook nou maar sondig. En daardie mense besef nie die verwoesting van sonde nie.
My broer en suster, sonde verwoes gewoonlik baie stadig. Baie stadig. Net een dag op 'n slag. Stadig vat dit jare, maar uiteindelik kom jy by die verwoesting aan. As ek steel, dan praat die Heilige Gees met elke persoon wat steel, sê die Bybel. Jy mag nie steel nie, maar jy kan gevang word en jy kan tronk toe gaan. Maar die Heilige Gees sê ook vir sulke mense, as jy aanhou steel, is die hel jou voorland. Die Bybel sê die Heilige Gees oortuig al wat 'n mens is van 3 dinge: sonde, verkeerd, geregtigheid, dit wat reg is, moenie steel nie, en oordeel. Elke mens, niemand sal eendag voor God kan staan en sê, ek was 'n moslim, of ek was dit, of ek was dit dat, ons het anders geglo nie. Die Heilige Gees vertel vir elke mens wat verkeerd en wat reg is. Nog 'n voorbeeld, as ek begeer, dan gaan ek koop en word my lewe oorgeneem deur skuld. Suid-Afrika is die land met die grootste skuldlasse ter wêreld, my broer en suster. Verskriklike skuld. Ek het al vir u vertel van die voorbeeld van die man toe ek vir 'n jaar geswat het vir dominee en opgehou het en eers bietjie gaan geld maak het, vir 'n jaar lank gewerk het as 'n bestuurder by 'n woonstelkompleks. Mense wat daar aankom en in 'n woonstel wil intrek, moet vir jou 3 maande se bankstate gee. In 'n bankstaat soos ek in my lewe nog nie gesien het nie. As hy sy geld in die bank sit daai dag, dis al wanneer hy 'n positiewe saldo het. Binne ure is dit negatief en is vir die res van die maand negatief. Hy lewe op 'n oortrokke rekening. Skuld. Sonde, dan koop ek, dan is dit skuld. Dan is ek in die tronk van skuld. Watter tronk? Die tronk van bekommernisse. Kan ek dit alles terugbetaal? Wat as ek my werk verloor? En dan kom, om dinge nog erger te maak, daardie onverwagte uitgawes om net nog skuld op jou te laai. Angs en bekommernisse, die tronk van bekommernisse. Mensdom het redding nodig, my broer en suster. Die redding van hoe sonde 'n mens se lewe versuur. Almal van ons lewens word versuur deur een of ander vorm van sonde. En as jy dit aanhou, dan op die ou end loop dit uit op een of ander vorm van verwoesting. Verhoudings, huwelike, gesinne in skuld, huwelike wat verbrokkel, lewe sonder vrede en liefde. Ons kan so aangaan. Soveel forme van die skade wat sonde in ons lewe aanrig. Die Here het vir ons deur Jesus op die kruis dood vir ons dit gegee wat vir my daai mag gee oor sonde. En dit is die Heilige Gees. Hy's vir my daar om my te help. Hy's vir my daar om na toe te gaan en sê, help my asseblief. Ek wil nie meer dit doen nie. Ek wil nie meer hierdie skuld in my lewe oplaai nie. Ons hoef net vir die Here te vra, Here help my, dat ek kan gered word, verlos word, van watter dinge jy ook al verlos wil wees. Ons sondige natuur, my broer en suster, kan ons nie verloor nie. Ons kan nie daarvan wegstap nie, maar daar's 'n groot verskil tussen 'n sonde wat ek nou en dan terloops pleeg of doen en daardie gewoonte sondes wat 'n mens se lewens versuur. Laasgenoemde noem ons sondebande, dit wat effektief my lewe negatief affekteer. Dis die sondebande. Dis waar die Here vir ons absolute vryheid en verlossing en redding kom aanbied. Die Here verwag nie van ons, my broer en suster, om te bly lewe volgens die mag van die sondige natuur waarteen ons beklei nie. Hy het vir Jesus gestuur en vir ons kon sterf om vir ons deur die Heilige Gees daardie krag te gee om dit te bowe te kom. Ons moet net die eerste stap neem om te sê, Here, gee vir my die Heilige Gees, gee vir my daardie krag. En aanhou bid en vasberade te wees in jou besluit om nie daai goed in jou lewe, wat dit ook al is, langer toe te laat nie. Die verwoesting van sonde moet ons by die Here uitbring. Daar moet ons gaan aanklop vir redding. Ons moet die Here innooi in ons lewens en deel maak van ons prioriteite, ons roetines. Ons moet bid dat die Here vir ons die Heilige Gees se krag in ons lewens gee
om vir ons vry te maak en het vir my van baie goed vrygemaak, my broer en suster. Ek kan daarvan persoonlik getuig. Dis wonderlik om vry te wees. Dat die Heilige Gees in jou lewe kan inkom, sodat ons kan oorgee aan sy hulp en saam met ou Paulus kan sê, baie dankie tog Here, die wet van vryheid, van die Heilige Gees, wat vir my lewe gee, deur en in Jesus, maak my vry van die wet van sonde en die dood. Dat ons kan oorgee om gered te word van die verwoesting van sonde, dat ons die Here kan vertrou, dat die krag van die Heilige Gees vir my in my lewe genoeg sal wees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie Here, dat ons die Heilige Gees deur Jesus se kruisdood het, om vir ons te help in ons lewens. Baie dankie dat ons nie meer oorgelaat is net aan onsself, om net harde te probeer, om net weer te probeer nie, maar dat ons kan oorgee aan die Heilige Gees, wat vir ons die krag sal gee. Daar is waar ons krag vandaan kom, vir alles in ons lewens wat negatief is, wat vir ons ongelukkig maak, wat ons lewens versuur, wat ons gedagtegang versuur, wat vir ons belaai met soveel versoekinge, Here, dat ons gedurig net moet beklei, dat ons daardie bekleierery kan oorgee aan U, dat ons werklik kan kom en vry word, deur die mag en die krag van die Heilige Gees. Amen.